Hallo, ek is Dominee Adrian Botha van Leidenburg. Ons gesels verder vandag oor ons tema geloof en praktyk en ons praat vandag 'n bietjie verder ook oor Moses, want ons lees nog iets van Moses in Hebreërs 11 vers 27 tot 28. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Nou Moses moes vroeër in sy lewe uit Egipte vlug toe hy 'n Egiptenaar doodgeslaan het, wat besig was om 'n Israeliet te mishandel. En Moses het op daardie oomblik vir die Farao se woede gevrees en hy het daar in Midian gaan bly. En die Here het later, en toe Moses besig was om skape op te pas, in 'n brandende bos aan Moses verskyn en hom geroep om die volk uit Egipte te red, hulle uit te lei. En die Here het vir Moses dapper gemaak, baie dapper gemaak, alhoewel Moses aanvanklik nie wou gaan nie. Die Here het 9 magtige plaae oor Egipte deur Moses gebring. En keer op keer het Moses voor die Farao verskyn en vir hom gesê, so spreek die Here, laat my volk trek. En moenie 'n fout maak nie, dit het nogals moed geneem om so voor die Farao te gaan staan. En Moses het in daardie tyd geleer dat God groot en almagtig is en dat hy op God kan vertrou. Die Farao was al die pad hardkoppig en hard van hart. En hy het geweier om God te erken as God of om na hom te luister. En die Farao wou arm druk teen die lewende God van hemel en aarde. En die Here het aan Moses bekend gemaak dat hy klaar met Farao gepraat het en dat hy die 10de plaag en die laaste plaag oor Egipte sal bring. Die 10de plaag was meer vreeslik as al die ander plaag gewees. En die Here sou deur die land gaan en al die eersgeborenes van Egipte met die dood tref. Maar met die volk het God die Pasga ingestel en hulle moes die bloed van die lammetjie op die deurkosyne smeer en geloof dat God by hulle sou verbygaan, want 'n lewe is geneem in die plek van hulle eersgeborenes se lewe. Moses het geglo en gedoen, net soos wat God gesê het, en het die volk laat voorberei om daardie nag te trek soos wat God hom beveel het. Moses was nie bang vir die Farao nie, maar het sy oë op God gehou, want hy het geweet dat God is, en dat God hulle sal red as hulle op hom vertrou. En ons weet nog meer van God se groot dade as Moses. Ons het die hele Bybel tot ons beskikking, wat keer op keer God se verlossingsdade vir ons vertel, en die Bybel leer ons reg deur dat God getrou is aan sy beloftes, en dat hy nie sy kinders wat in hom glo en aan sy beloftes vashou in die steek laat nie. En die grootste daad van God se getrouheid is dat hy die Pasga lam gestuur het, wat sy bloed vir ons sondes uitgestort het. God het ons in sy genade aangeneem, omdat ons deur Jesus gereinig is. En nie net vir ons nie, maar vir ons kinders, wat ook in die verbond ingesluit is. Daarom moet ons nie vrees vir die woede van die wêreld, as ons vir God kies nie. God is groter en sterker as almal. God het sy kerk deur al die eeue ver gebring, en hy sal ons tot by die einde bring. Wees dapper en sterk en hou koers, want God is groot. Moenie vrees om aan God gehoorsaam te wees nie. Moenie vrees om vir die Here te leef nie. Moenie vrees om kerk van die Here in 'n land te wees, wat nie wil hê dat ons die evangelie suiwer en eerlik moet verkondig nie. Hou moed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, vergewe ons as ons soms wil bly staan, omdat ons bang is en twyfel. Gee ons asseblief die vastigheid van geloof om vir U te lewe en laat ons vertrou in die verlossing wat U vir ons gegee het. Al is dit dat die hele wêreld teen ons staan. Amen.